is sy? Soos julle nou reeds bewus is natuurlik, ons gaan voort vanaand met ons reeks Te goed om te mis. In die hardloop van hierdie reeks eintlik baie eenvoudig, maar ons is so opgewonde oor hierdie want ons glo dat hierdie beginsel is weer eens in hierdie tyd van die jaar wat almal van ons dalk so 'n bietjie by kan baat, maar basies is die hart net om hierdie eenvoudige realiteit uit te wys. Daar's sekere dinge in die lewe wat almal van ons saamstem. Dit is letterlik net te goed om te mis. Of althans, miskien om net meer eerlik oor dit te wees, dit sal 'n baie slegte idee wees as jy hierdie mis in jou lewe, of wat dalk nou miskien, ek weet nie, jou kind se eerste geboorte is, nie 'n goeie idee nie, probeer hom nie te mis nie, dis te goed om te mis, of dit dalk natuurlik jou troudag is, dit kan nogal problematies wees as jy hom mis. Dis een van daai, as jy jou troudag mis, dan is dit nie meer jou troudag nie, so dit sal nogal 'n probleem wees, asseblief moenie daai mis nie. Of dalk miskien iets wat jy meer resonate op hierdie tyd, dalk net iets wat te goed is om te mis, die Bokke wat in 'n wêreldbeker finaal weer speel. Nou, dit was nogal vir my interessant. Ek dink verlede jaar, of die jaar voor dit natuurlik, het ons 'n paar stories gehoor van mense wat daai uitdaging gehad het, die dag wat die Bokke in die finaal speel. Wat doen ons nou? Dis ons troudatum, maar nou is die Bokke in die finaal. En ek weet van 'n hele paar bruidegomme wat vir hulle bruid gesê het, my engel, ons kan later trou. Dis okay, dit gaan fyn wees. Nou ek onthou altyd dat dit great is wanneer die Bokke in 'n final speel, die jaar wat ons 2019 die Wêreldbeker gewen het. 2 November 2019 is die dag wat ek Christina gevra het om te trou. Ek het dit gedoen net nadat die Bokke gewen het en kyk, ek was baie bly hulle het gewen. Dit was net nog beter dat die Bokke het sopas 2019 Wêreldbeker gewen en nou raak ek ook verloof. So dis maar net 'n dag wat ek altyd sal onthou. Ek kan nooit ooit vergeet die dag wat ek Christina gevra het om te trou nie. En moenie vir haar sê dis omdat die Bokke gewen het op daai dag nie, maar kan onthou die datum, sal dit nooit vergeet nie, 2 November, maar daar's sekere dinge in die lewe wat dood eenvoudig net te goed is om te mis. Maar hier's ook die ander realiteit wat ons natuurlik wil erken met hierdie reeks. Soveel so wat dit waar is, kry ons nog steeds dit baie keer baie goed reg om baie van hierdie dinge te mis. Soveel so wat daar dinge is wat ons saamstem, ek kan nie hierdie mis nie. Ek moet oop wees hiervoor, ek moet bewus wees wanneer hierdie gaan gebeur. Is ons almal tot 'n mate skuldig daaraan dat ons al in ons lewe dinge gemis het wat ons dalk eerder nie moes gemis het nie. En ek wil eintlik vanaand se boodskap begin deur vir jou 'n vraag te vra om op 'n ander manier dalk aan te dink. Het jy al ooit in jou lewe opgeëindig op 'n plek wat jy nooit voor beplan het nie? Het jy al ooit in die lewe iewerste geland of iewerste uitgekom en dan het jy gedink, "Wow, maar hierdie was nie die plan nie. Hierdie moes nie soos dit gewees het nie." Dalk miskien wil jy fisies of prakties aan hierdie dink. Kom ons doen gou vinnig net so 'n toetsiekie vanaand. Wie van ons almal teenwoordig is, ek wil nie sê ware en nie ware valdriehoekers nie. Dit sal nou verkeerd wees om so uit te wys. Kom ek vra dalk miskien net meer. Wie van julle is in die valdriehoek en jy sal jou hand opsteek op daai vraag, "Ek het hier opgeëindig en dit was nie eintlik die plan nie." Enige iemand wat, asseblief, julle embarrass my as jy jou hand opsteek. Okay, dis verskriklik. Die van ons wat ware valdriehoekers, as ek dit nou so kan stel, ons is dankbaar en ons weet, kyk, party mense moet reis na die beloofde land, maar die Here laat party van ons net hier gebore word en hier bly van die begin af. Die kans is goed as jy 'n valdriehoeker is en nie daarvoor beplan het jy dat jy sal sê, "Hoe op aarde het ek hier opgeëindig? Hoe het dit gebeur? Hoe kan hierdie my realiteit wees?" Hartse realiteit. Ek praat se nou en dan met 'n paar valdriehoekers wat ook sê, "Joh, ek is nog altyd hier, maar dit was ook nie die plan nie. Ek moes nie hier gewees het nie. Ek wil graag iewers anders opgeëindig het of 'n ander plek in my lewe gewees het. Ons eindig baie keer op plekke op waar ons nie noodwendig graag wil wees nie. En hier is die realiteit, of jy nou beplan het daarvoor of nie. Elkeen van ons is nou hier en ek is bly dat ons almal saam hier so kan wees. Maar vanaand gaan ons kyk na 'n baie bekende gedeelte in die skrif, in die Nuwe Testament, in die evangelie van Johannes, so die 4de boek van die Nuwe Testament, en Johannes skryf basies oor dinge wat Jesus gedoen het, wat hy geleer het, wonderwerke wat hy verrig het, en dan skryf hy van 'n baie interessante interaksie wat soveel mense al oor die jare heen baie dinge oor gesê het, en inteendeel uit hierdie hoofstuk wat ons nou gaan kyk, Johannes hoofstuk 4, is daar dikwels 'n gedeelte wat altyd gebruik word of wat gereeld gebruik word wanneer mense begin dink aan iets soos aanbidding of 'n aanbiddingsaand wat ons volgende week weer begin uitkom en spesifiek na gaan kyk, maar dis nie noodwendig die fokus van hierdie gedeelte vanaand nie, maar ons kan saam lees. In Johannes 4 vanaf vers 5 sê dit die volgende. Dit praat oor Jesus en dit sê, hy kom toe in 'n dorp in Samaria wat Sigar genoem word. Dit was naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Die put van Jakob was daar geleë. Jesus het toe, omdat hy regtig uitgeput was van die reis, sommer by die put gaan sit. Dit was omtrent 12 uur die middag. Nou, dit is belangrik dat Johannes hierdie uitwys, dat hierdie opgevat is in die skrif. Dit was omtrent 12 uur die middag. En dan sê dit vanaf vers 7. 'n Samaritaanse vrou kom toe daaraan om water te skep. Jesus vra haar, "Gee vir my asseblief water om te drink." Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom,
hoe op aarde vra jy wat 'n Jood is van my, wat 'n Samaritaanse vrou is, water om te drink? Jode wou immers niks met Samaritane te doen hê nie. Nou, hier is 'n bietjie konteks wat ook belangrik is rondom hierdie gedeelte, en weer eens alles wat Johannes vasvat en deel en eintlik vir ons gee in hierdie gedeelte gaan ons help om hierdie so 'n bietjie beter te verstaan. Maar die eerste ding eintlik net op hierdie vraag wat sy vra, hoe op aarde vra jy wat 'n Jood is vir my, wat 'n Samaritaanse vrou is, water om te drink? In hierdie vrou se konteks, kyk sy na hierdie situasie en sy dink hierdie man, Jesus, die Jood wat nou vir haar vra vir water, hy het duidelik iewers 'n verkeerde afdraai gevat. Hy kon onmoontlik nie beplan het om hier te wees in 'n Samaritaanse dorp nie, want Jode en Samaritane gaan nie met mekaar om nie. En dan boonop op dit, die konteks net van die tyd, 'n man wat praat met 'n vrou en dan nog 'n Joodse man wat alleen praat met 'n Samaritaanse vrou, is vreemd. Dit voel of dit iets is wat so per ongeluk moes gebeur. Dit kan nie iets is wat iemand beplan of wat beplan word nie. Meer is dit baie interessant wanneer dit sê dat sy 12 uur gegaan het om water te skep, is daar eintlik hierdie konteks oor dit dat hierdie Samaritaanse vrou waarskynlik doelbewus gaan beplan het om te gaan water skep op die tyd van die dag wat niemand anders te veronderstel is om by die put te wees nie. Want hoe dit gewerk het, min of meer in hierdie tyd in die eerste eeu, is die normale custom was geweest dat vroue sou in groepe gekom het in die oggende of in die aande wanneer dit koel is in die vroegoggend of dalk koeler is alweer in die laatmiddag of in die aand, wanneer dit koel is, sou hulle in groepe gegaan het en water gaan kry het by die put. En dan sou hulle weer teruggegaan het na hulle dorpies en hulle omgewings toe. Maar hierdie vrou kom alleen in die middel van die dag en dis vreemd. Dis buite die norm. Dis nie noodwendig iets wat gebeur nie, en ons gaan later 'n bietjie kyk na gedeeltes uit haar lewe wat dit vir ons relatief voor die hand liggend maak dat sy doelbewus beplan om te gaan na hierdie put toe met die hoop dat niemand anderste daar sal wees nie. En dit voel vir haar vreemd dat nie net is daar iemand anders daar nie, maar dan sit 'n Joodse man. Wat op aarde soek hy hier en hoekom kom hy hier by mekaar? Is amper asof die gesprek sal wees of die gedagte hierdie was nooit die plan nie. Dit kan nie wees nie. Dit kan nie wees dat ons so op hierdie wyse by mekaar uitkom nie, maar baie interessant. Net die gedeelte voor hierdie, vers 3 en vers 4, sê die volgende, voordat ons daardie gedeelte lees, Jesus het Judea verlaat en weer na Galilea toe vertrek. En dan sê vers 4, hy moes deur Samaria reis. Hy moes deur Samaria reis. Nou, as jy daai woorde lees en jy dalk nie noodwendig 'n kaart voor jou van hierdie plekke nie, dan klink dit dalk miskien okay, dit maak seker net sin. Dis hoe die pad is en dis die logiese pad wat ons moet reis van Judea na Galilea. En as ons 'n kaart opsit, ek dink daar is 'n kaart vir die span vir ons kan opsit, dan sal jy sien dit is eintlik die waarheid. Hy moes deur Samaria reis, onder in Judea, dis waar Jesus was, en hy wil opgaan na Galilea toe, en net mooi tussen Judea en Galilea is in die middel Samaria, en dan spesifiek hierdie dorpie waar hulle ontmoet, Sigar. Maar wat baie interessant is hierdie was glad nie die normale roete wat Jode in hierdie tyd beweeg het as hulle gereis het op na Galilea toe nie. Inteendeel, Jode het Samaritane vermy soos die pes. Op grond van die ongemaklike verhouding wat bestaan het en Jode wat na Samaritane gekyk het as 'n bietjie van 'n baster groep en hulle is nie noodwendig volbloed of opregte mense nie, was daar hierdie wrywing en hierdie konstante ongemaklikheid en hulle het uit hulle pad uitgegaan om Samaria totaal en al te vermy. Soveel so dat Fariseërs en baie ander Jode, die roete wat hulle normaalweg gevolg het van Judea af na Galilea toe, was om die Jordaanrivier aan die regterkant, aan die ooste kant te moet kruis, na die ooste kant daarvan te gaan, deur Perea te gaan en dan weer terug te kruis om daai wyse te gaan na Galilea. Hulle het 'n ompad gevat. Hulle het 'n lang pad geloop en dit was so algemeen geweest dat hulle hierdie pad gevat het dat niemand eintlik ooit meer gereis het deur Samaria nie. En dan sê Johannes, Jesus moes deur Samaria reis. En hier is wat ek dink hierdie moontlik eintlik probeer verwys, in plaas van die roete wat logies of afstand gewys die kortste pad die meeste sin maak, Jesus moes deur Samaria reis want hy het beplan om daar te wees. Die vrou vir 12 uur die dag, die warmste deel, die onwaarskynlikste, die slegste deel eintlik of tyd van die dag om te gaan water skep, heeltemal alleen opdaag. Sy het beplan om alleen te gaan. Sy het beplan om alleen by daai put te wees, dat sy alleen kon water skep, maar haar plan het nie gewerk nie. Want soveel as wat sy beplan het om alleen by daai put te wees en water te skep, soveel meer het Jesus beplan om daar te wees. En ek wil vanaand eintlik net so gedagte onder jou losmaak en ek gaan hierdie gedagte nou noem. En dan wil ek nie jy moet dadelik sê ja, amen, dit is so, dit is waar nie. Ek wil jy moet daaroor dink. Jy moet dit vir 'n oomblik dalk net oorweeg
En deur die loop van die boodskap, so wat ons verder oor dit gesels vanaand, wil ek hê jy moet dalk net vir 'n oomblik oorweeg of hierdie moontlik van toepassing is op jou ook, op jou lewe, op jou storie. En die stelling as volg: wat as die beste deel van jou storie nie 'n plan is nie, maar 'n persoon? Wat is die beste deel van jou storie? Jou lewensverhaal, wat ook al dit is, dit wat jy gaan vertel eendag. Nie noodwendig gaan wees oor al die ongelooflike planne wat jy gemaak het, die planne wat gewerk het, hoe amazing dit was toe jy daai plan aan mekaar gesit het en dit het presies so uitgespeel nie, maar wat as die beste deel van jou storie, wanneer jy eendag jou storie kan vertel, glad nie 'n plan is nie, maar eerder gaan oor 'n persoon. So hier's wat ons lees, grond van haar reaksie. Sy vra vir Jesus, hoe op aarde? Jy wat 'n Jood is, hoe vra jy wat 'n Jood is vir my, wat 'n Samaritaanse vrou is, water om te drink? Asof sy vir hom probeer sê, besef jy nie dat ons tipe mense nie eintlik met mekaar te doen kry nie, en ons beplan gewoonlik om mekaar mis te loop, en om nie tyd saam te spandeer nie. En dan in vers 10 sien ons, Jesus het daarop reageer. As jy maar net hierdie gawe van God vir jou geken het, en geweet het wie dit is wat vir jou vra, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou lewende water gegee het. Die vrou sê vir Jesus, meneer, jy het nie eers 'n skepding nie, en die put is diep, van waar kry jy die lewende water? Jesus sê vir, as jy maar net geweet het, as jy maar net geweet het wie met jou praat, en wie vir jou vra, gee vir my so 'n bietjie water, dan jy sou gevra het, gee jy vir my 'n bietjie water, en hy sou vir jou gee lewende water. En ek's mal oor hoe eerlik en opreg hierdie opgevang is, vasgevang is net in die skrif. Hierdie vrou het nie 'n cooking clue waarvan Jesus praat nie. Sy kyk so vas in die praktiese, in dit wat sy sien en sê, meneer, jy het sopas vir my gevra vir water, hierdie put is diep, jy het niks om mee te skep nie, hoe op aarde gaan jy in elk geval vir my iets kan gee? Hoe op aarde gaan ek dit by jou kan kry? En tog is dit eintlik so interessant dat hierdie hele gesprek by 'n waterput, iets wat almal van ons moet doen, ons moet drink, ons het water nodig om te leef, dat hierdie die plek is wat hierdie ontmoeting plaasvind. Of sy nou daarvoor beplan het of nie, wat ons verseker glo sy nie noodwendig gedoen het nie, maar Jesus wat beplan het hiervoor, dalk is daar 'n groter les vir ons in hierdie gedeelte, want kom ons dink vir 'n oomblik net aan water. Sonder water in my en jou lewe sou ons nogal 'n uitdaging gehad het. En dis altyd vir my interessant as mens daaroor praat, want is die realiteit nie ook dat meeste van ons dalk nie noodwendig genoeg water drink nie. Ons is dors. Ons is mense wat dors is. Ons is 'n dorse samelewing. Weet julle hoe weet ek ons is dors? Miskien tel hierdie net vir my. As ek sê ons is dors, ek en Christina, ja, julle ons is baie dors. Weet julle hoe weet ek ons is dors? Want elke liewe week het Christina aan 'n bottel gekoop om meer water te drink. En ek is mal daaroor dat sy so mal is oor bottels. Nou, jy ken dalk miskien iemand wat baie lief is daarvoor om rescues te doen of om 'n dier te adopt wat in moeilike omstandighede is. Ek dink Christina kyk so na enige bottel in 'n winkel. Ons moet hom adopt. Ons moet hom huis toe bring. Hy moet daar saam met sy ander bottel, boeties en sissies, daar's 'n plekkie vir hom. Ons sal vir hom 'n baie mooi tuiste gee. Sal sien hoe lief is sy vir my na vanaand. Ek glo sy gaan baie lief wees vir my. Gister toe ek 'n troue gedoen het ek gesê die geheim van die huwelik is om verlief te bly en my geheim is elke oggend as ek wakker word, kyk ek vir my vrou en sê ek's van voor af verlief. So dit het vir my getel vir gister, ek hoop dit tel vir vandag nog steeds. So dis 'n bietjie iets. Ons is mense wat dors is. As jy gaan navorsing doen rondom hierdie en jy kan maar na verskillende bronne gaan kyk. Ek het net 'n paar minute gevat om so 'n bietjie te Google rondom hierdie. Ons as mense in die moderne wêreld is fisies gedehidreer op 'n ongelooflike vlak. Meeste bronne sal vir jou sê 'n gemiddeld afhangend nou van wie jy wil glo, maar meer as die helfte van alle mense op aarde. Die meerderheid mense in die wêreld is gedehidreer. Drink nie genoeg water nie. Een spesifieke studie sê die Amerikaners, omtrent 75% van hulle is gedehidreer. Kyk, ek dink nie ons moet daai studie probeer doen in Suid-Afrika nie, want weer eens dit is dieselfde en alhoewel ons huishouding dalk probeer om daai syfer reg te trek deur baie waterbottels te hê en ander goeders te gooi in die waterbottels of in die bottels Coke en ander goed wat lekker smaak ook. Ek dink ons is gedehidreer.
Ons het water nodig en ons weet ons het water nodig en dit is vir my baie interessant net want dis een van die grootste buzzgoed in die wêreld seker ook nou, nê. Almal wat hierdie hydration drinks wil doen en ons het nou baie flavours by hom en ek weet nie, dis net 'n buzz ding op hierdie stadium in die wêreld. Ons moet gehidreer wees, ons kort elektrolyte en ons kort water en dit is alles baie belangrik. Ons sal doodgaan sonder dit, maar die realiteit van die saak is meeste van ons is nog steeds dors, ons is gedehidreer, maar dis natuurlik glad nie wat Jesus van praat nie. Want ons het 'n dieper dors en 'n dieper behoefte wat in elke liewe een van ons bestaan. En alhoewel hierdie vrou dink Jesus praat van fisiese water en sy sê vir hom, meneer, jy het nie eers 'n skepding nie, hoe op aarde gaan jy vir my water gee? Is dit nie die tipe water wat Jesus van gepraat het? En ons kan verder lees, vers 13, dan gaan hy voort. Dit sê Jesus antwoord haar: elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors word. Wie egter van die water drink wat ek hom gee, sal nimmer as te nooit weer dors word nie. Die water wat ek vir hom gee, sal 'n fontein in hom word waarvan die water vir altyd sal bly opborrel. Die vrou sê te vir hom: meneer, gee my van hierdie water, sodat ek nie weer dors word en hierheen hoef te kom om water te skep nie. Meneer, gee vir my van hierdie water sodat ek nie weer dors hoef te word. En wie hierin hoef te kom om water te skep nie. En hierdie is wat ek dink sy min of meer eintlik sê. Gee vir my 'n fix. Gee vir my 'n oplossing op hierdie probleem wat ek het, dat ek elke dag in die middel van die dag wanneer dit warm is moet kom na hierdie put toe om water te skep, want ek kry dalk miskien skaam oor my lewe. Want daar's dinge wat nie reg gaan in my lewe nie en hierdie is 'n fisiese las op my dat ek elke dag moet kom so in die hitte van die dag en alleen en ek moet kom water skep en gee dan vir my van hierdie water, hierdie nuwe absolute hydration drink wat dit gaan verander, dat ek nie nodig het om hierdie fisiese ding mee hoef te doen of om water te kom skep nie. Dan hoef ek nie meer skaam te kry oor my lewe en alles wat ek doen, alles wat ek probeer om aan die gang te bly nie. Gee vir my net 'n oplossing daarvoor. Gee vir my van hierdie lewende water, dan hoef ek nie meer hierdie dinge te doen nie. En dan sal dinge anders wees vir my. En ek dink in hierdie vrou se geval, in die woorde wat sy uitspreek en die behoefte wat sy eintlik daar openbaar teenoor Jesus, dit klink goed. As jy vir my iets kan gee wat alles sal verander, wat dinge vir my anders maak, dat ek nie meer hoef aan te gaan so wat ek aangaan nie, ek sal dit graag wil beleef. En ek het 'n vermoede dat hierdie vrou dalk miskien al sê sy dit nie in soveel woorde nie, met hierdie behoefte wat sy uitspreek eintlik teenoor Jesus tot 'n mate herken. Ek dink ek het iewers in my lewe God se plan vir my lewe gemis. Iewers het ek God se plan gemis. En omdat ek God se plan vir my lewe gemis het, ek sal wat gee as enigiemand, as jy my daar kan help, dat ek dit weer kan vind. Dat ek dit weer kan ontdek. En dis dalk miskien iets wat ons oor kan praat, want hierdie vraag, hoe mis jy die plan vir jou lewe? Dat ons lewens so volhou en so besig maak en nog iets wil byvoeg en nog iets wil probeer en hardloop na die volgende ding toe en dit maak nooit vol nie. Dit les nooit ons dors nie. Dit vervul ons nooit nie. En as ek eerlik moet wees, as daar nou 'n vraag is wat ek waarskynlik meer as enige ander vraag kry as 'n predikant, iemand na jou toe kom en vir jou 'n vraag vra. Ek dink nie daar is 'n groter vraag as hierdie ene nie. Hoe kan ek seker wees oor God se plan vir my lewe? Ek dink ek het dit dalk gemis. Tommy, kan jy dalk asseblief vir my help of net vir my probeer saam uitvind of saam bid? Ek probeer uitvind wat is God se plan vir my lewe, want ek het net 'n gevoel of 'n vermoede of 'n vrees, ek het dit dalk moontlik net iewerste gemis. En dit maak nie saak wie dit is nie. Baie keer 'n jong persoon wat dalk miskien sê ek het God se plan vir my lewe nodig om te gaan studeer. Ek weet nie wat ek moet gaan studeer of wat ek moet gaan doen met my lewe nie. Ek wil weet wat is God se plan vir my lewe? Of dit 'n ander persoon is wat dalk miskien kom en oopmaak en bely, "Oor, maar ek het aangejaag. Ek het hierdie gedoen en dat gedoen en ek weet ek moes dit nooit gedoen het nie, maar ek dink dit het dalk moontlik God se plan vir my lewe heeltemal belemmer." En as ek eerlik met julle kan wees vanaand, hierdie vraag of om hierdie woorde net te wonder, is hierdie God se plan vir my? Hoeveel keer ek al in my lewe daai woorde gewonder het? Ek moes stil raak het oor daai wanneer ek deur sekere dinge dalk miskien gaan, sekere dinge beleef, is hierdie God se plan vir my lewe? En hier is die besef wat ek al gekry het. Gewoonlik die kere in my lewe wat ek wonder of wat ek twyfel, is hierdie God se plan vir my lewe? Gewoonlik begin ek daai dinge wonder as my plan nie uitgewerk het nie. As die plan wat ek gehad het nie meer lyk of dit gaan realiseer nie, dan begin ek wonder, maar is hierdie God se plan dat hierdie nou soos dit
moet gaan. Is nie ironies dat ons dikwels ons eie planne maak in ons lewens leef met hierdie planne en hierdie drome en hierdie idees en dan sodra daai planne nie noodwendig lyk of dit gaan werk nie, dan wil ons begin uitvind of seker maak maar wat is God se plan en hoe het ek dit dalk moontlik net gemis in my lewe? Ek dink hierdie vrou is presies dieselfde want hier het sy hierdie gesprek met Jesus. Dit voel en sy beleef tot 'n mate in hierdie oomblik, hierdie kan dalk 'n gesprek wees wat my lewe verander. Hierdie ou praat van lewende water wat maak dat ek nooit genoeg water skep nie en dis dalk miskien iets wat ek moet doen want dit wat ek nou mee besig is in my lewe, dit werk glad nie. Iewers moes ek die plan gemis het. En Jesus daag dan spesifiek op hierdie uit en is so ongelooflik om te dink dat Jesus is nog die hele tyd bewus van wat haar behoefte is en hoe sy haar dors weer les in haar lewe en dan gebruik hy die geleentheid om hierdie spesifiek aan te spreek. Hy vertel vir haar, daar is iets wat jou lewe kan vervul. Daar is iets wat jou lewe vir ewig en altyd sal verander en sy is nuuskierig daaroor, sy wil meer daaroor weet en dan gebruik Jesus hierdie ongelooflike taktiek as jy wil om haar uit te wys hoekom sy hierdie nodig het. Hy sê vir haar in vers 16, gaan roep jou man en kom dan terug hiernatoe. Die vrou het dadelik reageer. Ek het nie 'n man nie. En Jesus weet hierdie. Hy weet dit nog die hele tyd en hy beamoed dit en hy sê vir haar, jy het reg gesê. Ek het nie 'n man nie. Want jy het reeds 5 mans gehad. En die een wat jy nou het, is eintlik nie jou man nie. Dit wat jy gesê het, is die waarheid. Die vrou sê vir hom, meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Nou, as jy hierdie dalk miskien mis of nog nie raak sien in hierdie oomblik nie, Jesus gaan sit by hierdie put. En hy het beplan om daar te wees, om hierdie vrou daar te ontmoet. En sy het beplan om alleen by hierdie put uit te kom, want sy kry skaam oor haar lewe. Oor wat sy al gedoen het, oor wie sy is, die foute wat sy al gemaak het, keer op keer. Soveel so dat dit haar lewe gebring het op 'n plek dat sy in die middel van die dag, 12 uur wanneer die son die warmste is en wanneer niemand anders gaan nie, gaan sy alleen. In plaas van om in 'n groep vriendinne of saam met 'n groep ander vroue in die oggend of in die aand te gaan, in die middel van die dag gaan sy alleen na hierdie put toe omdat sy net wil wegkom van die lewe en almal en alles om haar. En Jesus beplan om haar daar te ontmoet en hy gebruik iets so eenvoudig soos hierdie, 'n fisiese behoefte wat elkeen van ons nodig het om water te gaan skep en om water te drink om uit te wys dat sy worry so oor haar fisiese behoeftes. En dit wat sy nodig het in haar lewe, sy's besig om te mis dat hy op 'n geestelike manier wil voorsien vir haar, dit wat kan vervul, dit wat die fisiese nie kan doen nie. En hier's wat ek dink ons moet besef vandag. Elkeen van ons het dinge waarna ons bly terugdraai. Dis almal van ons het 'n put. Almal van ons het 'n put iewers in ons lewe waar ek net bly teruggaan. En ek bly teruggaan na dit toe en ek bly teruggaan na dit toe en weet jy wat, dit het nie gewerk nie en ek moet môre weer teruggaan, maar dis okay, ek gaan maar net aanhou teruggaan en aanhou teruggaan. Ons voel leeg. Ons voel dors. Ons voel 'n tekort in ons lewe en op grond van die feit dat ons leeg voel, op grond van die feit dat ons dors voel, draai ons net na enigiets en alles wat ons kan kry om daarvan te drink en hopelik sal die volgende ding my vervul. Wat ook al dit is in jou lewe wat jy dink jou gaan vervul, maar jy bly leeg. Maak nie saak hoeveel keer jy daarna draai nie. Dit is ongelooflik is Jesus sien raaks selfs dit wat jy wens niemand doen nie. Jesus weet, hy sien raak dit wat niemand anders doen nie, maar hy ontmoet jou ook selfs daar waar jy nooit beplan het om te wees nie. Daar waar jy opeindig in jou lewe waar jy nooit voor beplan het of nooit wou wees nie, Jesus kies om jou spesifiek daar te ontmoet. En ek weet nie wat dit is in jou lewe waar jy sê hierdie was nooit die plan gewees nie. Hierdie was nooit die plan gewees dat dinge so moes uitdraai of dat ek hierdeur moes gaan nie. Ek weet nie of jy dalk miskien sê hierdie was nooit die plan gewees nie. Ek het nooit beplan om deur daai egskeiding te gaan nie. Dit was nie die plan gewees nie. Ek het nooit beplan om hierdie verslawing te hê, om hierdie ding te hê wat my terughou, wat my vashou nie. Dit was nooit die plan gewees dat ek deur dit moes gaan nie. Ek het nooit beplan vir die finansiële krisis wat oor my pad gegaan het dat ek daai uitdaging sou beleef nie. Ek het nooit beplan vir 'n gesondheidsuitdaging nie. Ek het nooit daarvoor beplan toe my verhouding op daai manier op die rotse is nie. Hierdie was nie die plan gewees nie. Ek het 'n plan vir my lewe gehad. Ek het 'n droom gehad wat ek wou bereik en wat ek wou najaag en ek het my planne met die Here gedeel. Ek het beplan die sukses wat ek sou behaal. Hoe mooi my lewe sou lyk. Hierdie was nie die plan gewees nie. Ook miskien so relevant en so algemeen. Hierdie was nie die plan. Ek het nooit beplan om voorhuwelikse seks te hê nie. Ja, maar dit nou maar net ingeglip op 'n manier.
Hierdie was hierdie plan nie. Ek het gedroom man oor hoe ek kan uitsien na my troue en my man en my vrou en dis wat ek oor gedroom het. Dit was wat die plan was en hierdie was hierdie plan gewees nie. Ek het 'n plan gehad vir wat ek wou bereik en hoe dinge moes uitdraai. Ek wil vanaand vir jou sê, jou lewe kort nie net 'n beter plan nie. En ek weet hierdie klink so 'n bietjie klise en dis aspres. Jou lewe kort nie net 'n beter plan nie, kort 'n beter put. Dis wat ons lewens kort. Want soveel keer wat jou plan al nie uitgewerk het nie. Soveel keer wat jy al beleef het, ek gaan maar net nog 'n plan maak of 'n nuwe plan maak en dit werk weer eens net nie. Ons bly terugdraai na dieselfde ou putte toe. Wat ons nie kan vervul nie. Of dit nie vir ons gaan gee wat ons werklik nodig het nie. Ons lewe kort nie 'n beter plan nie. Kort 'n ander put. Kort 'n ander plek waarvan ons vervulling kan kry en voeding kan kry. En dis dalk hierdie lewende water wat Jesus spesifiek van praat. Al ons ander planne het in elk geval nie gewerk nie. So kom ons kies Jesus. So 'n bekende liedjie. Ek seker as jy onthou. Jy het hom waarskynlik gesing al in jou lewe. Soos 'n wildsbok wat smag na water. Smag my siel na U, o Heer. En dis waarna ons eintlik smag en ons probeer dit op soveel ander maniere kry. Maar dis nie daar te vind nie. Al wat jy dit kan vind is as jy dit gaan vind in die put van lewende water, in die persoon wie Jesus is. In vers 25 gebeur een van die ongelooflikste goed wat soveel keer verlore gaan eintlik in hierdie gedeelte. Jesus het uitgewys vir hierdie vrou wat haar behoefte is, waar sy tekort skiet, waar sy gaan soek vir vervulling in ander dinge, in verhoudings, in mans, in wat ook al, haar eie planne. Dis nie waar sy dit gaan kry nie. En sy besef sy het nodig om iets anders te doen. En dan sê sy: Ek weet dat die Messias kom. Hy wat die Christus genoem word, wanneer hy ook al kom, sal hy ons oor alles inlig. En hier's wat Jesus sê, vers 26. Toe sê Jesus vir haar: Ek is hy. Ek wat nou met jou praat. Nou, hierdie is amazing. En dis baie amazing want hierdie is 'n baie rare ding in die skrif. Dis 'n baie rare ding in die evangelies. Vir Jesus om op so 'n wyse net dit stryd op te sê, ek is hy. Ek is die Messias. As jy nie verstaan hoekom hierdie ongelooflik is nie, hierdie is in Johannes hoofstuk 4, letterlik die vorige hoofstuk, in Johannes hoofstuk 3, het Jesus hierdie ongelooflike gesprek in die middel van die nag met Nikodemus, 'n Fariseer wat veronderstel is om alles te moet weet en verstaan van wie God is, en hy begin sien die dinge wat Jesus doen en wie hy is, en hy's nuuskierig. Hy vra, hy het antwoorde op dit nodig, en Jesus praat met hom oor konsepte, die idee van om wedergebore te raak, om 'n nuwe mens te wees, om 'n nuwe identiteit te kry, en dinge maak nie vir Nikodemus sin nie. Maar iets wat Jesus nie doen nie, is hy sê nie vir Nikodemus in daai oomblik, ek is die Messias nie. Maar Jesus doen dit in Johannes 4 vir die vrou van Samaria by die putwater. Ek is hy. Ek is die Messias. Die een na wie jy smag, die een na wie jy nodig het, ek is hy. En hier is wat ek glo dit, Jesus Christus openbaar homself daar waar ek en jy dit die nodigste het. Daar waar ons dit die nodigste het in ons lewe, dis daar waar hy wil kom bevestig wie hy is en wat hy is. So vanaand wil ek vir jou hierdie vraag vra. En ek wil hê jy moet eerlik wees met jouself en dalk regtig vir 'n oomblik hier aan dink. Waar het jou lewe nie volgens plan verloop nie? Waar sit jy vanaand hier en jy kyk terug oor jou lewe en jy dink, "Jog, maar hierdie was nie die plan gewees nie." Waar het jou lewe nie volgens plan verloop nie, want iets wat ek glo. In plaas daarvan om jou lewe te leef met hierdie plan wat jy oor opgewonde is en wat jy net nie wil mis nie. En ons moet dit net nie mis nie. Almal van ons maak planne en daai planne mis ons baie keer. Wat ons regtig nie moet mis nie is die persoon. Is wie Jesus is en wat hy is en wat hy vir ons kan wees. En hier is wat ek glo. Daar waar jou lewe nie volgens plan verloop het nie. En daar waar jy nodig het om dalk miskien 'n ander plan te kry, moenie spring vir 'n ander plan nie. Gaan identifiseer daai plek en sê hierdie plek waar my lewe nie volgens plan verloop het nie, dis dalk juis hier waar Jesus homself aan my wil openbaar. Waar hy op 'n splinter nuwe manier homself aan my wil wys en sê wie hy is. En ek kan voorloop hierso, ek kan eerstehands getuig, daar's soveel plekke in my lewe waar ek sê, "Joh, maar Tom, hierdie was nie die plan nie." En wat ek eerlik met die Here daaroor praat, hierdie was nie die plan nie. Ek het nie hiervoor gedink nie. Ek is so dankbaar ek en Christina, ons is hierdie jaar Augustus maand was ons 5 jaar getroud gewees. Beste 5 jaar van my lewe. Nou het ek 'n jaar terug gewen, alles is fyn vir vanaand. Maar die realiteit is ons het planne gehad.
Ons het drome gehad. Ons het dinge ons het gedink neem ons het ons planne. Ons gaan wys wees rondom sekere dinge. Ons gaan geduldig wees hiermee en ons gaan finansiëel verantwoordelik wees en dan wanneer alles nou mooi reg align, wanneer ons planne nou werk, dan gaan die Here ons seën en dan gaan ons familie begin. Nou 5 jaar later voel so 'n bietjie asof ons die plan dalk gemis het. Asof dit nog nie gebeur nie. En soveel so wat dit iets is wat vir ons uitdagend is en moeilik is en ons met mekaar oor praat en saam oor bid en saam die Here voor vertrou, bly ek net oortuig van hierdie feit. Dis net nog 'n geleentheid vir my om die volgende te besef. Daar in my lewe, daar in jou lewe, waar jou lewe nie volgens plan verloop nie, is 'n uitnodiging van God om te sê, maar leer my ken in hierdie tyd. Nooi my in. Jy het dalk 'n plan gehad, maar weet jy wat, in plaas van jou plan, ken my as die persoon in plaas van jou plan. So ek wil vra dat elkeen van ons oë sal sluit en dan gaan ons vanaand se tyd net so saam afsluit met gebed. Maar soos ek daar sit met jou oë toe, wil ek net weer eens vir jou hierdie vraag vra en dis vir jou om introspeksie te doen. Op en eerlik te wees met die Here. Waar het my lewe nie volgens plan verloop nie? En waar wil Jesus homself aan jou openbaar? Here, ons is besig met hierdie reeks. Te goed om te mis. Daar's soveel dinge in die lewe wat ons net nie wil mis nie. En ons sal amper alles in ons vermoë doen om dit te beleef, om dit te laat uitspeel, om dit reg te kry. Here, mag ons weet vanaand daar's niks in hierdie lewe wat belangriker is of beter is, wat werklik te goed is om te mis behalwe U nie. U is te goed om te mis. En Here, ons wil kom om verskoning vra dat ons dikwels in ons lewens U dalk moontlik mis omdat ons eie planne maak. En ons planne kom dalk baie keer in die pad van U. Net wat U wil doen en bereik met ons. Dit werk nie. Here, so vergewe ons. Vergewe ons daar waar ons skuldig is. Daar waar ons eie koppe volg, ons eie harte najag en prioritiseer bo om net U voor oë te hou. En nie ons hoogste en ons belangrikste prioriteit te maak. En Here, dankie dat daar iets is soos genade. Dankie dat daar iets is soos vergifnis. Dankie dat net soos hierdie vrou van Samaria by hierdie put kan oop en eerlik wees, nie noodwendig omdat sy wou nie, maar omdat U bewus was daarvan, omdat U gesê het, hierdie is jou tekort, hierdie is jou probleem, hierdie is jou sonde. Dankie dat U dit ken en nie wegskroom daarvan af nie, maar dankie dat U sê, dit is nie die antwoord nie, ek is die antwoord. Draai weg van dit af en draai na my toe. Draai weg van dit af en draai na die lewende water toe, wat ewige vervulling sal bied. Here, ek bid dat ons dit sal doen. Dat ons na U toe sal draai. Dat ons na U toe sal draai en totaal en al sal oorgee met ons hele wese. Ons begeertes, ons behoeftes en al ons planne, dat ons dit gehoorsaam sal maak aan U. Sodat U daarmee kan doen wat U droom en wat U wil. En Here, dankie dat ons net vanaand hierdie oomblik kan vat om hierdie groot genade te besef dat U kies om met ons te ontmoet. Daar waar ons eerder wil dinge weghou, of wil in die geheim hou, of wil wegbly. Dankie dat U Uself daar openbaar. En dankie dat U bevestig wie U is, juist daar waar ons dit so nodig het. Ons dankie vir U liefde. Ons dankie vir U genade. En ons dankie dat U bereid is om te bied, Here, dit wat die wêreld nie kan bied nie. In Jesus naam. Amen en amen. Ek wil jou regtig uitnooi dat jy hierdie uitnodiging ter harte sal neem. Waar jou lewe dalk nie volgens plan verloop nie, is dit dalk juist die plek waar Jesus jou nooi om in te laat en hom beter te leer ken op 'n splinternuwe manier. En as jy opgewonde is oor hoe dit moontlik kan lyk om so 'n pad te stap saam met hom en hom te leer ken as die bron van lewende water, asseblief kom deel dit met ons, maar moet dit ook nie net vir jouself hou nie. Jy gaan deel dit met wie anders dit dalk nodig het. En volgende week met die aanbiddingsaand, ons is so opgewonde vir daai geleentheid. Ons glo dit het die vermoë om iemand se lewe te verander. En as jy weet van iemand wat dalk nodig het om hier te wees, asseblief maak seker jy nooi hulle saam en kom saam met hulle en ons is so opgewonde om hulle volgende week daar te sien. As jy nou moet ry en iewers op pad is, mag jy veilig wees, geseënd wees, mag die Here met jou wees. Andersins kuier ons lekker saam, kry 'n koffietjie. Geseënde week, tot volgende week. Totsiens.